Nee, so daar's soos 'n sendertjie en 'n receivertjie aan albei kante en hulle skyn lig op mekaar, maar frekwensie wat jy nie kan sien nie. En dan as jy voor die beams intree, dan breek jy die stroombaan en dan gaan net die alarm af. Okay. Nou hoe werk hierdie stroombaan? Hierdie is 'n en weer ja? Jy vra net vir hom. Ja, want hy sê ek moet Namens hom. Hy is bietjie nat geword. Dis okay. Alright. Wat is fout, Louis Henry? Nou, kom jy 2? Nee, ek nie. Ek het uitgedeel laasweek. Nou kyk of ek nog het. Right. So, in hierdie stroombaan wat ek hier voor het, moet jy nou mooi fokus. Dis 'n stroombaan. Hier staan nou battery, maar dis eintlik moet dit wees 'n ammeter. Hy wys eintlik vir jou dat daar wils gegenereer word, maar anyway. Dan hier is 'n metaalplaatjie en die element wat ek nou gekies het is natrium, sodium. Maar gaan verskillende metale kies, so dis een gedeelte van die hoofstuk wat jy moet ken. So hier is verskillende metale en dan hier gaan ek lig skyn met verskillende frekwensies of golflengtes. Okay, so jy kan sien ek gaan van infrarooi gaan, rooi, al die tot by indigo en dan na UV lig. Okay. Watter het meer energie? UV lig het meer energie as infrarooi. En so dan gaan daai lig op hierdie metaal skyn en dan gaan daar nou iets gebeur. Wat het ons laasweek gesê met daai liggie? Ek het vir jou gesê die rede hoekom daai verskillende elemente, verskillende kleure ligte gewys het is die energie word gegee aan die elektrone en dan vibreer hulle en dan spring hulle op tot 'n hoër energievlak en dan as hulle afspring dan gee hulle 'n lig van 'n sekere kleur af. Maar partykeer kry hulle so baie energie, hulle spring heeltemal uit hulle orbitale uit. Okay, en 'n elektron is 'n negatiewe ding, hy gaan aangetrokke wees tot 'n positiewe ding. So jy kan hier sien die positiewe kant van die battery, so hierdie gedeelte word positief gelaai. So die elektrone wat van hier af spring tot en met daar en dan word weer die stroombaan. Okay, so dis wat ons hier gaan kyk. Reg. So ek gaan nou lig daarop skyn. So ek kan daar by die lig kan ek die soort lig verander. Daar is die soort lig kan ek verander en ek kan die intensiteit, hoeveel ligstrale ek daarop skyn, kan ek verander. Okay, so hierso het ek nou rooi lig. Ek gaan die intensiteit net so maak. Gee rooi lig elektrone af. Kan jy sien dat daar 'n stroom is? Nee. Okay, nou gaan ek na 'n bietjie hoër. Hierdie ding is so klein bietjie oud. Hoër energie golf gaan. Okay. So daar sien jy word die elektron afgegee. Paar elektrone word afgegee en sodra dit die ander kant raak, boem, dan gaan daar 'n stroom begin vloei. Kom ons kyk, kom stroom. Nog nie genoeg stroom nie. Dus kyk as ons die intensiteit hoër maak. Okay, kyk gou, as ek nou die intensiteit hoër maak van hierdie lig, wat gebeur? Watter verskil is daar? So ek het nou die intensiteit hier hoër gemaak. Hoe verskil dit nou van sê maar 5 sekondes terug? Meer elektrone word afgegee. Beweeg die elektrone vinniger? Nee. Okay. So meer elektrone word afgegee, maar hulle beweeg nog nie baie vinniger nie. Okay, so ek wil julle net iets vertel van hierdie PhET simulations. Dis deur die universiteit opgestel en die studente moet eksperimente opstel. Okay, dis deel van hulle projekte. Hierdie ene kan jy sien is verskriklik oud. So hulle het hom nie onlangs geupdate nie, so daar's 'n ek kon sê daar's 'n paar bietjie glitches. Maar nommer 1 is die een glitches hier moet al 'n stroom begin vloei want ons elektrone wat beweeg. Okay, so dit kan wees dat hy net bietjie oud is of dit kan wees dat dit nie 'n groot genoeg stroom is nie. So wat ek gaan doen is ek gaan gaan ons weer na rooi lig toe. En daar gaan ons weer. Ek gaan nou wys. Okay, goed. Nou gaan ek hierso gou na perslig toe gaan. Watter verskil sien jy? Elektrone beweeg vinniger. Okay? En dan sien jy daar begin die stroom te gaan in die stroombaan, so die elektrone beweeg vinniger
En daar is 'n stroom. Ek gaan net gou die intensiteit daarbo 'n bietjie minder maak. Wat 'n verskil sien julle? Minder elektrone, maar hulle beweeg nog steeds so vinnig soos wat hulle voorheen gedoen het. Okay. Sê weer? Daar was nou nog 'n stroom. Nou, nie heel eers in die man nie maar op. Okay. Wat ek nou gaan doen is ek gaan 'n ander metaaltjie. So jy het nou natrium gehad. Wat weet ons van natrium? Natrium is nogal 'n sagte metaal. Natrium is nogal jy weet hoog op die periodieke tabel. Okay, nou gaan ek vat en ek gaan koper vat. Okay, so daar vat ek nou koper, so die plaatjies verander. Wat het gebeur? Wat het verander? Geen elektrone word afgegee nie. Dis presies dieselfde intensiteit as dit is nou net gehad het met natrium, presies dieselfde energiefrekwensie van die golf, maar geen elektrone word afgegee nie. Ja, jy moet ophou speel met daai ding. So, wat kan ons doen om elektrone af te gee? So, wat gebeur nou as ek nou regtig erg hierdie eksperiment sou doen? Wat sou gebeur het met die koperplaatjie? Hy sou warm geword het. So as jy daai plaatjie vat, sal hy warm word, hy sal begin gloei, maar geen elektrone word afgeskiet nie. So nou gaan ek hierdie vat en ek gaan hom na UV lig toe vat. Ek vat hom hoor. And there we go. Nou begin elektrone afgegee te word. So wat kan ons aflei van hierdie? Die verskil tussen 'n koperplaatjie en 'n natriumplaatjie is koper se minimum vereiste vir hom om 'n elektron af te gee is baie meer as vir natrium. Okay? En as julle nou onthou, ek het al in graad 11 en ek het hierdie jaar ook al gesê om my wakker te maak in die oggend. Linden, waarmee is jy besig? Lees jy die notas? Okay. Om my wakker te kry in die oggend, ek het gelevel up in my necessities om te leef, kort ek nou 2 double shot espresso's, maar erg. Okay? So as ek op skool gee, gaan ek ook terug gaan net na soos 'n cappuccino toe. So ek double shot espresso, as ek wakker word en dan voordat ek skool toe kom, nog eene, daar, hy's klaar, so nou kan ek vir julle face. Ek het nou krag. Maar, kom ons vat nou vir Bylin, sê nou maar Bylin, drink niks in die oggend. Water? Bietjie water in die oggend. Okay, so die minimum vereiste vir my en vir haar is verskillend, want ons is verskillende mense. Julle twee. So dieselfde met verskillende metale. Elke metaal se minimum vereiste is verskillend. Ons noem dit sy druppelfrekwensie. Okay, so nou kom sy druppelfrekwensie of sy werksfunksie is die minimum vereiste voordat hy gaan elektrone begin afgee. Alright, kom ons kyk vir 'n ander goed. Ek wys gou vir jou daar. Kan ons 'n grafiek maak? Ek wonder nou nog as gaan nou begin trek. Nee, gaan nou nie begin trek nie. Okay. Kom ons speel net gou. Okay, ons het nou koper gehad. Hierso is sink. Jy kan sien sink sinne beweeg vinniger. Kan jy dit sien? Kom ons vat platinum. Hulle beweeg stadiger, maar dit gee nog steeds af. En kalsium. Gee dit ook redelijk vinniger. En dan vra jy onbekende een. Ek het nie idee wat dit is nie. Okay. Anyway, julle kry die idee? Juffrou, nie van ons stap draai. Ja, Jan sal jy nou sê net maar, ek weet nie of hulle nou nee. Sê net maar hulle gaan vir jou die elemente gee, nee, sê net maar hulle gee vir jou kalsium, platinum, koper, sink, sin en dan onbekende. En dan gee hulle vir jou 'n paar opsies uit die periodieke tabel wat sien kan dit wees. En jy kyk waar uit die periodieke tabel sit hy en wat sien gaan moontlik pas. Okay. Goed, in jou notas. Ek meeste van hierdie goed het ek nou al vir jou verduidelik. Wat is dit? Okay. Wat is jou probleem? Ja. Dit lyk of jy het. Fokus op jou werk. Ek gaan jou skuif. Deur, ver. Daar agter is 'n tafeltjie wat agtertoe draai. Okay. Goed. As ons klaar is met my les, dan wil ek graag dat julle met hierdie elektroskope ook speel, maar kom ons kyk hoe ver ons kom. Ja, Frederik. Nou besef jy. Ek sal nou loer of ek nog het. Okay, dit sê daar, wanneer UV lig
Op 'n stukkie sinkmetaal skyn bo op 'n negatief gelaaide daar's 'n E wat missing is. Elektroskoop is daai ding se naam. Ek gaan nou met dat julle met hom speel. Verloor die elektroskoop sy negatiewe lading. Okay, so hierso sien jy daar's 'n elektroskoop wat negatief gelaai is. Hoe weet jy die elektroskoop is gelaai? Jy gaan nou nie weet of hy negatief of positief gelaai is nie, maar hy het sulke blaadjies wat so opstaan, sulke ons noem dit goudbladdens of goudblaadjies wat so kan so maak. En as hulle so opstaan, dan weet jy is gelaai. Hoe weet jy dis gelaai? Want hierdie ding is negatief gelaai en hierdie goed is negatief gelaai. En wat doen negatief en negatief? Stoot mekaar af. So dis hoe jy weet hy is negatief gelaai. Okay, dit sê verloor die elektroskoop sy negatiewe lading. Elektrone word daarom geforseer om die metaal te verlaat. So hulle sê jy skyn nou lig daarop en dan verloor hy, dan staan hy nie meer so op soos wat hy voorheen opgestaan het nie. En hoe gebeur dit as hy van sy negativiteit ontslaa raak? Hoe gebeur dit as van die elektrone weggegaan het? Hoe hoër die intensiteit van die UV-lig, hoe vinniger is die vrylating van die elektrone. Wit lig of lig met 'n laer intensiteit kan nie elektrone vanaf die sink vrylaat nie. Wit lig met 'n lae intensiteit. Okay, goed, so hierso wys ek vir jou, kom die ligstrale op 'n stukkie metaal en dan poep, word elektrone afgeskei en dit word genoem die fotoelektriese effek. So hierso is die definisie waar die hele hoofstuk gaan. Die fotoelektriese effek sê, dit is die proses waardeur elektrone uit 'n metaaloppervlakte vrygestel word wanneer lig van 'n geskikte frekwensie, dis belangrik, invallend op die oppervlakte is. Invallend beteken op hom skyn. Okay. Nou, crucial, hulle gaan jou hier probeer uitvang. Die frekwensie van die bestraling van die lig bepaal of elektrone vrygestel word of nie. So watter kleur lig het jy? Rooi lig, blou lig, perslig, UV-lig en infrarooi, dit bepaal of elektrone afgegee word. So dit sê daar, as die frekwensie afneem, sê nou maar jy gaan van perslig af tot by rooi lig. As die frekwensie afneem, sal daar 'n frekwensie bereik word waar geen elektrone uitgestraal word nie. En dit word genoem die druppelfrekwensie. Die druppelfrekwensie. In Engels is dit die threshold frequency. Die druppelfrekwensie, sy simbool is 'n F met 'n 0 want dit is soos die beginfrekwensie. En dit hang van die tipe metaal af. So ek het maar vir gesê elke mens is anders. Elke mens benodig 'n ander hoeveelheid energie, so sal dit ook met metale. Word nog iemand notas? Jy ook. Waar's joune? Hier gaan dit. Okay. Juffrou drink vir melk sonder Nee. Swart soos my siel. Jy weet? Ek sien juffrou se woorde. Juffrou se swart soos juffrou se siel. Dit is of sonder dit is my siel swart. Met dit kan ek julle wys. Okay, goed. Reg. Die druppelfrekwensie, daar is die definisie wat jy moet ken. Wat is dit? Dit is die minimumfrekwensie van lig benodig om elektrone van 'n sekere metaaloppervlakte uit te straal. Okay. So, hierdie het ek nou vir jou probeer wys in die simulation. Sê nou maar jy het 'n stukkie metaal en jy skyn 'n lig met 'n lae frekwensie daarop, dan word geen elektrone uitgestel nie. Met 'n sekere frekwensie begin elektrone uit te straal, so daar sal die druppelfrekwensie wees. En dan hier sien jy is 'n hoër frekwensie, so die elektrone word uitgestraal en hulle word vinniger uitgestraal. Dis wat ek daar vir jou probeer wys. Okay? So hier het die elektrone 'n hoër kinetiese energie. Daar het die elektrone 'n hoër kinetiese energie. Okay. Nou wil ek weet, waar trek ons met ons vrae? Dian, lyk of jy fokus. Goed. Ons weet nou wat is die verskil van hier tot hier.
of van hier tot hier tot hier? Nee, wat is die verskil? Wat is die onafhanklike veranderlike? Ek wil nie hê jy kleur nie. Ja, kleur, maar ek wil hê die frekwensie van die invallende lig. Okay? Wat is die afhanklike veranderlike? Die minus iets wat hulle uitstuur. Wat so graad is jy? Elektrone, of dit elektrone afgee of nie, en hy 2 afhanklike veranderlikes, of hy elektrone afgee of nie, en of hoe vinnig die elektrone beweeg. Nou wil ek weet, wat is die ding wat konstant gebly het? Is hy weer? Die oppervlakte van die metaal. Okay, ja, die oppervlakte van die metaal konstant gebly, en wat nog? So temperatuur kan werk of so? Nee. Linden? Die onafhanklike veranderlike is die frekwensie van die lig. Die afhanklike veranderlike is of elektrone afgegee word en hoe vinnig die elektrone afgegee word. Ek wil weet wat is die konstantes. Is hy weer het res gesê? Die grootte van die oppervlakte, ja, maar ek soek nog iets anders. Enigiemand? Die intensiteit van die lig, Amorey. Oepsie, daar is hy. Okay, so hoeveel liggolwe, nou wil ek hê julle moet hierdie sien. Toe die regte frekwensie ingeval het, toe sien jy word 3 elektrone afgegee. Toe as die frekwensie hoër gemaak word, is daar nog steeds net 3 elektrone wat afgegee word. Dit sal nou wees per sekonde of per minuut of hoe vinnig ook al. Hulle beweeg net vinniger die elektrone. Sien julle dit? Okay, so hier sê ek vir jou, die intensiteit van die uitstraling van die elektrone bepaal die tempo waarteen elektrone uitgestel word. Okay? So hoeveel elektrone word uitgestraal per sekond of wat ook al. So hierso probeer ek vir jou prentjie te wys. 1 ligstraal gee 1 elektron af, 3 ligstrale gee 3 elektrone af. Okay. Goed. Reg. Volgende. Die fotoelektriese sel, die fotoelektriese effek in die fotosel, die fotodiode. Okay. Nou, hulle kan hierso vir jou in 'n toets of eksamen hierdie stroombaan gee. Okay. Soos hierdie stroombaan lyk nou baie complicated. Dis die stroombaan soos wat ek vir jou gewys het nou op die bord. Okay, nou moet jy nou die verskillende goeters ken en jy moet weet hoe hy werk. Okay, so ek gaan lees, gaan ek verduidelik. Dit sê daar, 'n fotosel bestaan uit 'n leeg glasbuis wat 'n anode en 'n katode bevat. Oef, jy het al hierdie woorde gehoor in jou lewe. En in die volgende hoofstuk chemie gaan julle dit oor en oor en oor en oor en oor doen. Okay. So nou kyk weer wat is 'n katode en 'n anode. Die katode is gemaak van 'n fotosensitiewe metaal. Fotosensitiewe metaal wat elektrone ligstrale kan absorbeer. Okay? Soos byvoorbeeld cesium of antimoon, okay? Van waar ligelektrone uitgestraal kan word. Okay. Dan waarvoor gebruik ons hierdie fotosel vir 'n stroomgelykrigter of sekuriteitstoerusting, daai beams of sonpanele of nagvisiebrille of so ietsie. Okay, kom ons kyk gou vinnig hierso. Hier is my stroombaan. Nou dit is 'n ou tipe stroombaan. Hoe weet ek is 'n ou stroombaan? As gevolg van hierdie ding. Hierdie is 'n weerstand, maar nou sien jy so 'n pyltjie bo op hierdie weerstand. Wat beteken dit? Is 'n rheostaat. Jy kan sy grootte van sy resistance verander. Daar sien jy 'n ammeter, hier sien jy 'n voltmeter, daar sien jy 'n battery. Okay. Nou sien jy, hier is 'n anode, hier is 'n katode. Die anode, moet dit positief of negatief wees? Hoekom? Want dit moet die elektrone aantrek. So in hierdie fotosel is 'n anode positief en 'n katode is negatief. Okay. Goed, hoe kan jy dit ook sien? Jy kan hierdie een terugtrek tot die negatiewe kant van die battery of wat ook al. So, hier skyn hulle nou lig op hierdie stukkie metaal en die metaal, as hy die regte tipe lig kry, gaan die elektrone spring na die anode en dan word die stroombaan voltooi. Alright.
Ek wou nou iets vir jou gevra het. Wat sal gebeur as hulle hierdie battery omdraai? Die negatiewe kant hier sit en die positiewe kant daar sit. Dan sal die fotosel nie werk nie. Hulle vra dit in die eindeksamen. Want dan weer as die battery omdraai, fotosel sal nie werk nie, want dan is hierdie die negatiewe kant, hier is die positiewe kant. Elektrone gaan nie spring na die negatiewe kant toe nie. Hulle gaan dan net na hulle self toe bly. Okay. Hoe werk dit? Elektrone wat deur die katode vrygestel word deur die anode aangetrek en die stroom vloei. Die intensiteit van die lig bepaal die tempo waarteen elektrone uitgestraal word, hoeveel elektrone per sekonde, en daarom bepaal dit die stroomsterkte. As die polariteit van die fotosel omgekeer word, sal geen stroom vloei nie. Okay. Goed, nou, back in the day, ek kan nou nie presies onthou wie het hierdie ontdek nie. Obviously baie slim ou het hierdie ontdek en hierdie ontdekking was 'n massive een, want hulle het nog altyd gedink lig is net golwe. Okay? Wetenskaplikes het gedink lig is golwe, maar hulle kon nie verklaar hoekom sal 'n lig elektron vrystel nie. Want die elektron is 'n deeltjie met energie en lig is net golwe. So gaan die deeltjie nou so wat gebeur. Dit was 'n hele perplexion en hierdie hoofstuk is waar chemie en fisika bymekaar kom. Okay, waar daai twee so 'n bietjie merge. Alright, so ek gaan lees. Dit sê hierso: die probleem was dat die golfteorie van lig kan nie die volgende verduidelik van hierdie stel nie. Golfteorie, wat is dit? Dat lig is golf. Hulle kon nie die fotoelektriese effek, die feit dat elektrone afgegee word, beskryf nie. Die bestaan van 'n druppelfrekwensie, hoekom is daar 'n minimum golfie, en die feit dat energie onafhanklik is van intensiteit. Hoekom as jy nie baie lig skyn, gaan elektrone afgegee word nie. En die oplossing was deur Planck en deur Einstein gegee. So Planck het eers begin en toe het Einstein op sy werk gebou. Okay. En die oplossing was die deeltjie teorie, particle theory. Hulle praat ook al daarvan in Big Bang Theory. Kyk julle Big Bang Theory of is dit nou oud? Julle kyk hom? Alright, goed. So, Planck se quantum teorie. So, as jy in quantum theory ingaan, is hierdie nou jou hoofstuk vir jou. Okay. Hier is obviously baie opsommend. Jy kan nou lekker gaan oplees hieroor vir jouself as jy sou wou. Hy het ontdek dat energie word uitgestraal deur elektromagnetiese golwe in die vorm van 'n klein deeltjie wat kwanta of fotone genoem word. En kwanta kan nie onderverdeel nie. Dis die kleinste tipe deeltjie. So wat Planck ontdek het is dat golwe is nie net 'n golf nie, dis nie net 'n vibrasie nie. Dit is eintlik klein pakkies energie. So die golf bestaan uit klein deeltjies energie wat vibreer. So daai is die hier is Afrikaans kwanta of 'n foton en hy is 'n pakkie energie. Okay, so 'n golf, so Planck het ontdek dat 'n golf bestaan uit klein deeltjies energie wat hy genoem het kwanta, wat nie kleiner kan verdeel nie en daai kwanta het 'n sekere hoeveelheid energie, sekere hoeveelheid energie. Ja. Nee. 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 So jy kan op vanmiddag gaan lekker YouTube. Sê vir jou ma jy het huiswerk en met YouTube hoe is dit? Met 'n baie grafiekie getrek en dan die gradiënt van die grafies. Klomp eksperimente gedoen en toe gesien die grafiek is 'n konstante gradiënt. Alright, goed. So, wat hy toe ontdek het is dat elke golf bestaan uit 'n pakkie energie, pakkie energie wat 'n foton genoem word en ons wil die energie van elke foton bepaal. Okay, so hy het gesien dat elke frekwensiegolf kan gelink word met 'n sekere hoeveelheid energie. Okay, so elke frekwensie van 'n golf
kan gelink word met 'n sekere hoeveelheid energie. So energie is direk eweredig aan frekwensie en toe het hy klomp eksperimente gedoen. Toe het hy 'n reguit lyn grafiek gekry en die gradiënt van daai grafiek het hy toe gekry as 'n konstante. Okay, en daai konstante word genoem Planck se konstante. En hy is op jou datavel natuurlik. Hy het dit ontdek of het Einstein? Nee, hy het dit ontdek. Nee, Einstein het op sy werk gebou. Okay. En as julle mooi kan onthou, is daar 'n formule vir C is F maal lambda. Onthou jy dit? Okay. So as jy daai formule gaan herrangskik, dan kry jy F is C oor lambda. En as jy dan daai in hierdie formule gaan vervang, dan kry jy daai formule. Okay. So albei daai formules op jou datavel. Wat bepaal dit? Dit bepaal net die energie van die golflengte of die energie van die kwanta van die golflengte. Okay. Van die pakkie, ja. Okay. Wat ek jou nou nog wel gesê het. So Planck se goed was alles te doen met die lig. Dis waarop hy gefokus het. En daai energie is vir elke foton. So vir 'n foton. Okay? So as ek vir jou sê daar is 30 miljoen fotone, dan kan jy die energie van die totale lig gaan bepaal. Ja. Ja. Okay. Toe het Einstein op dit gaan werk. So Planck het gefokus op die lig en Einstein het gefokus op die metaal en die elektrone wat uitgeskiet word daarvan. Okay. So Einstein het toe verder gegaan het hy gesê elektron en dit is nou die elektron op die metaal. Elektron benodig 'n sekere minimum hoeveelheid energie om vrygestel te word. Okay? So Einstein het gesê elke elektron kan opgaan na 'n hoër energievlak en terugkom en opgaan en terugkom. Maar hy het 'n sekere hoeveelheid energie nodig om heeltemal uit sy orbitale uit te spring, heeltemal weg te gaan na 'n volgende tipe ding toe. Okay? En dit is uniek vir elke tipe metaal. En hierdie energie word bekend gestaan as die arbeidsfunksie. Jy sal hoor ek praat beteken van die werksfunksie want in Engels is dit die work function en hulle vertaal hom baie keer so in vraestelle. So arbeidsfunksie of werksfunksie en sy simbool is 'n W0. Okay? Wat is dit die definisie daar van 'n arbeidsfunksie? Dit is die minimum energie wat 'n elektron in 'n metaal benodig om vrygestel te kan word vanaf 'n metaaloppervlakte. Okay, maar wag, hierdie klink nou super baie soos druppelfrekwensie. Wat is die verskil? Kom ons gaan gou weer terug druppelfrekwensie toe. Druppelfrekwensie is die minimum frekwensie van lig wat benodig word om elektrone vry te stel. So dit gaan oor die frekwensie van die lig, invallende ding. Die arbeidsfunksie het te doen die een gaan oor die lig. Sit daai weg. Weg. Fluit 'n bietjie. Ja, jy sukkel. Okay. Die arbeidsfunksie gaan oor die minimum energie van die metaal, van die elektrone in die metaal. Dian. Draai jou lyf vorentoe. Okay. Is julle met my, die verskil in die twee? Okay, so ek gaan hier so verder lees ek vir jou. Wanneer 'n foton die oppervlak van 'n metaal bereik, so hier kom die pakkie energie en hy kom by die oppervlakte van die metaal, dan absorbeer die elektron die totale energie van die foton. So dis jy wat jou koffie drink. Jy is die elektron, koffie is die foton. Okay? 'n Elektron kan slegs vrygestel word as die energie van die foton groter of gelyk is as die arbeidsfunksie, as die minimum energie wat hy nodig het. So jy kan vir my in die oggend 'n koppie tee bring, jy kan vir my water bring, jy kan vir my ouros bring. Ek sal dit moontlik drink, maar ek gaan nie opstaan nie. Okay? Enige addisionele energie
word omgeskakel na kinetiese energie van die elektron en dit gaan maak dat die elektron vinniger gaan beweeg. Okay? So as jy vir my 4 shots gee, dan gaan ek begin beweeg en ek gaan vinniger beweeg. Okay. Die kinetiese energie van die elektron word bepaal deur die frekwensie en nie deur die intensiteit nie. Dit het ons nou al gesê, intensiteit het te doen met hoeveel elektrone gaan beweeg, nie 'n elektron se hoeveelheid energie nie. Okay. Dan hoër, dis wat ek nou net gesê het, hoe hoër die intensiteit, hoe meer fotone word bereik en hoe meer elektrone word vrygestel. Okay, so wat Planck toe, Albert Einstein toe gedoen het, is hy het toe die lig wat Planck gedoen het en die energie van die elektrone bymekaar gesit en 'n formule gemaak. Okay, en hierso is die formule nou. Okay, so jy moet nou hierdie formule ken natuurlik. In hierdie formule, dit aan die linkerkant het te doen met die lig. En dit aan die regterkant het te doen met die elektrone. Okay, so dit aan die linkerkant het te doen met die lig en die energie van die lig. En dan die energie van die lig word oorgegee aan die elektrone. Hy moet sy minimum vereiste oorskry, dan sal hy begin beweeg en enige ekstra energie maak dat hy net vinniger beweeg. Is julle met my? Ja. Okay. So wat is kinetiese energie nou weer? Half mv². Wat is my arbeidsfunksie? My arbeidsfunksie is my minimum energie, my minimum joules. Okay, my minimum energie of my minimum joules. En wat het ons gesê is hierdie ding, ons het gesê hy is F, 'n Planck se konstante maal met F. So daar is al die energie wat vanaf die fotone kom. Hierdie is die minimum vereiste. Okay, so die minimum vereiste is dan Planck se konstante maal met die minimum vereiste frekwensie wat hy nodig het. Okay, so die arbeidsfunksie is die minimum energie wat hy nodig het. En hoe bereken jy energie? Planck se konstante maal met die frekwensie van daar af. Is jy met my? So hierdie twee formules is eintlik presies dieselfde ding. Hierdie is net die totale energie en hierdie is die minimum energie. En die juffrou gaan nie een woord wat die totaalvereiste is wat die lig. Ja. Okay. So, wat beteken dit wat Planck se konstante of Planck en Albert Einstein toe nou bygekom het, is hulle het gevind dat lig, elektromagnetiese straling, bestaan uit 'n golf, of dit is 'n golf wat bestaan uit klein deeltjies. En dis wat hulle gekry het, en dit is wat hierdie groot ding is van hierdie hoofstuk, en quantum theory en quantum physics, en onthou Albert Einstein het nog geleef in die 20ste eeu, nee? So hierdie is nog 'n redelike nuwe, ek dink hierdie wetenskap is 100 jaar oud. Dis verskriklik nuut as dit kom by wetenskap. So ons klomp wat nog nie ontdek is nie. So jy kan dalk die persoon wees wat nog ontdekkings maak en ons kan eendag leer van die Marx-teorie wat nie te doen het met kommunisme nie. Okay. Het julle geweet ons so kommunis? Ja, okay. Goed, so kom ons kyk gou hoe werk dit. Dit sê daar. Die frekwensie van 'n ligfoton is 1.6 × 10⁻15 Hz. Dit skyn op nikkel wat 'n werksfunksie het van 8 × 10⁻−19 joules. Bereken die kinetiese energie van 'n vrygestelde elektron. Okay. Goed. So. Dregan, geef my enigiets wat ek my infotabel kan sit asseblief. Is wat? Wat is dit? En weer? 6.63 × 10⁻⁻? -34. Sjoe, jy het gesukkel. Rikus, geef my nog iets? En dan Frederik, gaan jy 'n vraag gevra word, dan MW. Ja, Rikus? Ja, is wat? Nee.
Shit. Die van julle wat hierdie goed al weet, sit dit so lank in, want hoe sukkel ons. Juffrou, is daai frekwensie dan nou Van die lig. nie die pakkies? Ja, van die pakkies, ja. Is dit die pakkies? Die pakkies is in die lig. Van 'n ligfoton. Ja, Frederik? Wat? Hoe lyk dit? Wat is sy simbool? W0 vir die begin is 8 maal 10 to die mag minus 19. Wat is die vraag, MW? Ons moet bereken die kinetiese energie. Okay, Heinrich, watter formule gaan ons gebruik? Eers gelyk aan W0 plus juffrou. Okay, so kom ons kyk gou vinnig hierso. Wat pas by wat? Want dit is hier waar klomp leerders te mekaar raak, onnodiglik te mekaar raak. Maar W0 is obviously daar. Die vraag is kinetiese energie, dis daai ene. So hierdie inligting gaan saam met jou energie van jou foton, van jou ligstraal. Okay? So ek het hierso 6,63 maal 10 to die mag minus 34 maal met 1,6 maal 10 to die mag 15. Ag jene. Okay. Volgende ding waarmee leerders sukkel, is hulle het nie 'n cooking clue wat hierna om te doen nie. Hierdie twee goeters maal met mekaar. Hierdie is twee verskillende terms. So jy gaan hierdie soontoe vat en dit minus daai kant. Okay? En wat is jou naam? Ek wil sê Christopher, maar is definitief Christopher. Dankie. Charles. Wat het myne baie lank. Waar is koffie? Ek hoor koffie. Charles. Wag, Charles, ek glo jou. Ek wil net hê die res van julle moet asseblief dit ook op jou sakrekenaar invul, want julle gaan vir my in 'n toets of eksamen sê julle kry 'n error. Almal het ingetik? Kom maar, Morey. Juffrou, ek ken my kalkulator. Oh my word, hoekom kom jy skool toe as jy hier nie jou geweer ingebak het nie? Wat sê die juffrou ons altyd? Charles, wat is dit? Sê weer? Juffrou het wakker geword. Okay, nou wil ek 'n volgende vraag vra. Ek het julle nou al gevra, Gina. My volgende vraag wat ek vir jou wil vra is, wat is die snelheid van 'n elektron? Wat is die snelheid van 'n elektron? Wat gaan ons doen? Watter formule gaan ons gebruik? Ek het nou hierdie inligting. So watter formule gaan ons gebruik? Ja? Nee, daar is die spoed van die elektromagnetiese golf. Yes? Want jy weet nou wat is die energie. Onthou, daai is die kinetiese energie van 'n elektron, een klein elektron. So maal 10 to die mag minus 19 is verskriklik klein, maar 'n elektron is verskriklik klein, so dit maak sin. Of, nou wat is die massa van 'n elektron? Jou datavel en dit gee vir jou nee, nie H is langste konstante. Jean-Marie, wat is die massa van die elektron? Jou datavel. Iemand hulle datavel. Henk, help ons uit, kom hou. Oh my word. Nee, nie minus nie. Daar's geen minus nie. Julle dink nou aan 'n lading. 1, dit is die lading, is dit nie?
van die elektron? 31? Wag net, okay, 9, okay, en Maar wat is hy, juffrou, op die dit is dit wat hy is. maar wat is hy op die dataveld? As wat word hy genoem? Die massa van die elektron. Elektron. Leandre, is jy op het? En julle ander ook, kom Ardo, fokus. Is dit ook hy sit in groot? Ja. 7, 5, 6, 9, 6, 5, 4, 5. Okay. En dit maak sin want die elektrone beweeg regtig verskriklik vinnig. Gedeel die maal ja, maal 3.6. Alright. Goed, ek wil daar stop vir vandag. Jou huiswerk is nee, asseblief, jy is matriek. Vir my sê asseblief nie. Okay, jou huiswerk, waarmee jy nou gaan begin, as jy daai boekie wegsit, gaan ek jou boekie opskeer want duidelik het jy hom nodig. Maak dit maar 5. Okay, jou huiswerk is op bladsy 6, gaan ons begin. Jy moet nou fokus en jy moet nou merk, want ek gaan nie allerlei vrae gee nie. So jy wil kyk. Vraag 1A. Vraag 1A. Vraag 2B. Vraag 3B. Vraag 1A, 2B, 3B. Vraag 7. Vraag 11. Vraag 12A. Vraag 14. Vraag 20. Vraag 22. En vraag 23 en 24. Okay. Goed. Ek kan dit nog gee. So, graad 12's. Die eerste, ek wil sê die eerste 10 vrae is klein somme. Okay, dit gaan nie eers 1 punt tel in 'n toets of eksamen nie, dis om jou net klein vragies te laat beantwoord. Jy kan sien daar die antwoorde van al die vrae word gegee. So jy kan jouself gaan merk.